Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Hallo en welkom by 'n ma en 'n mikrofoon. Ek gaan nou dat ons gas onsself vir julle bekendstel vandag, maar hierdie episode gaan weer eens oor iets wat ek eintlik al behandel het op ons podcast. So jaar gelede het ek met die polisie se kolonel Heiland Niemand gepraat oor 'n episode waar sy vir ons vertel het hoe 'n pedofiel se kop werk oor al die jare wat sy nou al met hierdie tipe van sake gewerk het. Dit was nou net 'n voor ek nog op YouTube was dit net 'n klank episode gewees en ek sal ons kykers en luisteraars weer soontoe verwys. En dit was bietjie meer agtergrond uit 'n kliniese polisie oogpunt, maar hierdie is so 'n belangrike onderwerp en ek dink vir elke ouer van belang en vandag praat ons bietjie meer persoonlik oor iemand wat dit regtig self beleef het, om 'n ander perspektief oor hierdie kwessie te gee. So Annemarie, jy hoef nou nog nie te begin met die hele storie nie. Ek gaan vra dat jy eers net jouself op 'n ligter noot vir die kykers en luisteraars van 'n ma en 'n mikrofoon bekendstel. En dankie en welkom en dankie dat jy bereid is om jou storie met ons te deel vandag. Maar net so in 'n sin of twee, wie is Annemarie Gilmer? Dankie Daniella. Ja, ek is 'n ma van 'n 20 jaar oud seun en 'n 16 jaar oud dogter. Getroud met 'n fantastiese man. Ons woon in Durbanville en ja, ek is in die HR bedryf. So dis 'n en die ma van twee wonderlike honde. So as 'n ekstra. Dankie Annemarie. En dis eintlik interessant hoe ek op jou storie afgekom het. Jy het met 'n aanlyn publikasie, die Daily Maverick, gepraat en ek het dit gelees en dit het my so aan die hart gegryp, toe jy jou storie daar gedeel het. Dalk ook omdat ek het van jongs af eintlik boeke gelees oor die onderwerp. Ek dink een van die boeke wat uitstaan in my hele lewe nog is Annelie Botha, skrywer se Tula Tula, wat ook 'n storie is van molestering. En jy het in daardie artikel jou storie gedeel en ek het net gedink, "Sjoe, ek wil ook met jou praat en ek wil eintlik hê mense moet dit wyer versprei en dit moet by soveel ma's en jong vroue en seuns natuurlik ook uitkom." So dalk net dis eintlik so moeilik want waar begin 'n mens? Maar jy was die slagoffer van 'n molesteerder oor jare. So dalk kan jy vir ons so vinnig vertel hoe het dit gebeur dat jy van 'n onskuldige jong meisie gaan dit na iemand wat in iemand se kloue as ware beland het, want soveel mense sê dit is nie altyd daai prentjie wat 'n mens het van die oom in die park wat 'n kind lop met sweeties nie, dis eintlik 'n proses wat oor jare kom en iemand wat mense vertroue wen. So, hoe kan jy begin om daai storie te vertel? Ja, weet jy Daniella, ek dink belangrik vir my om te begin en dis presies wat jy nou gesê het. Dit was nie 'n oom in die park nie. Dit was iemand baie gesiene in die gemeenskap en ek kom uit 'n gewone, goeie Afrikaanse huis met ouers wat regtig committed en betrokke was by my. So hierdie is nie baie dikwels lees mens weet iemand wat uit 'n baie arm omgewing uitkom waar hulle waarskynlik bietjie meer vulnerable was. Mense sou dink ek sou nie baie vulnerable wees nie. Maar ja, kom ek gee jou die agtergrond. So ek het op 'n relatiewe klein dorpie in die Noord-Kaap groot geraak. En ek het redelik vroeg uitgeblink in perdry. Hoekom dit vir my belangrik is om te sê 'n klein dorpie? Die geleenthede want mense om 2 kanaal gepraat het, sou vir my gevra het, maar hoekom het jy nie net geskuif en by 'n ander ryskool gaan ry of 'n ander afrigter nie? Obviously die geleenthede was 'n bietjie kleiner in 'n kleiner setup geweest. Maar ja, so ek het so rondom 11 begin perdry, redelik vinnig goed gedoen daarmee. En ja, ek dink my ma sê altyd ek het galop en gerinnik voor ek kon praat. So dit was 'n baie groot liefde van baie klein af. En hierdie persoon het my ouers genader en gesê hy sien ek het baie potensiaal en hy was 'n springbokruiter gewees en soos ek sê baie gesien in die sport, baie gesien in die gemeenskap en dit was so groot voorreg gewees dat hy my potensiaal raak gesien het en so ek sê so hy het my ouers genader en gesê hy het 'n perd wat hy 'n jongerige ruiter of 'n ligte ruiter voorsoek en hy's bereid om my af te rig en ja, en dit was net hierdie ongelooflike geleentheid gewees. En so dis hoe dit aanvanklik begin het en as totaal en al onskuldig, ek was op daai stadium was ek 11 jaar oud. En oor 'n stadium so ek het saam met hom begin ry, en weet jy as 'n mens nou terugkyk dan sien jy mos al baie goed wat jy nie op daai stadium gesien het nie. En dit het so onskuldig begin en ek dink dis vir my die belangrike ding want baie se mense en ek oordeel myself ook dikwels nou minder nou dat ek dit verstaan maar om te sê is maar hoe kon ek nie die tekens gesien het nie. Weet jy maar wat hierdie persoon so goed gedoen het is afgesien van die geleentheid maar dan die hoeveelheid komplimente. Dis jy's fantasties en jy ry so goed en jy's so volwasse. So aanvanklik het dit net gefokus op my perdry vermoë
En toe dit begin meer persoonlik gaan om te sê, "Jissie, jy is so volwasse vir jou ouderdom en kan ek dalk iets met jou deel uit my gesinslewe uit, weet, en dan sal hy iets deel oor dalk 'n bietjie probleme by die werk of gewone probleme in 'n huwelik of iets weet oor sy vrou, maar baie, baie subtiel. Die eerste keer wat hy enigsins fisies aan my geraak het, was ek 13. So en dis vir my nogal belangrik so om 'n idee te gee van 11 tot 13. Die absolute patience waarmee hierdie persone werk is so dis jy sien regtig nie die waarskuwingstekens so duidelik nie. En wat hy toe begin doen het is, het gesê is in die Noord-Kaap is vrek warm en so ons het en perdry vir uiterritte wat ek gedoen het. Jy oefen nogal lank, lang ure in die saal. En so ons het begin met hy het altyd na die afrigting het hy koeldrank saamgebring stalle toe. So hy het my koeldrank gegee het om te drink en ja, ek dink dit was naart 6 omtrent. Ja, wat hy die eerste keer gesê het, jy weet hy het nie koeldrank gehad nie, so hy het 2 koue biere ingepak. En sal ek 'n slukkie van die bier dalk wil hê. Maar die manier is so liggies, so mooi dat en dan natuurlik as 'n tiener, voel 'n mens, ja, jy's hierdie persoon wat jou jy's 'n groot mens hanteer en as tiener wil 'n mens nogal graag as 'n groot mens hanteer raak. So dit was die baie subtiele goed en dan goed soos hy byvoorbeeld op 'n stadium het hy vir my perdpersent gegee, 'n jong vul. Hy het baie geskenke vir my gegee, 'n nuwe saal, die perdry toerusting. En toe het hy begin met goed soos hy sou byvoorbeeld vir my 'n CD, daai tyd was dit nog Bad Boys Blue gewees, wat 'n liedjie gesê We are one in a million, weet en dan het hy het vir my byvoorbeeld gesê so hierdie is sy liedjie vir ons en toe daar nog niks untoward regtig gebeur nie. Dit is maar om hierdie spesiale vriendskap van ons te vier. En wat ek sê, mense sal nooit verstaan hierdie vriendskap wat ons het nie. So dit het oor 'n baie lang tyd, het hy played the long game, baie subtiel, baie versigtig, om my totaal na ons sy vertroue te wen. Ja, ek dink nou as jy sê oor jare, as jy nou sê 11 en jy weet in standaard 6 is mens tog nou 14, 15 jaar oud, so dis meer as 1000 dae. So ek kan net dink as jy elke dag net 'n bietjie en soos wat jy sê, dit begin nie met eendag is die persoon daar en die volgende dag is dit seksueel van aard nie. Dit is lank Nee. eers emosioneel en dis tog daai woord grooming, nê, gereedmaking dink ek in Afrikaans. Maar wat jy eintlik die kind op 'n sielkundige manier manipuleer wat eintlik so vreesaanjaend is want as jy ook soos jy sê as jy 11 is weet jy ook nie eers van enige van hierdie dinge nie maar Annemarie ek het onthou ook wat Heilig gesê het en dit skakel met soveel van hierdie dinge jy weet die wen die vertroue tot jy veilig by die persoon voel tot jy nooit dink hulle sal jou skade aandoen nie tot daar hierdie spesiale band gevorm word en dan word jy geïsoleer en amper soos jy sê dat ander mense moenie weet nie dat jy vrywilliglik nie hierdie inligting kan gee nie. Hoe het hy te werk gegaan om ook seker te maak dat jou ouers nie onraad vermoed nie want soos jy sê jy kom uit 'n goeie huis uit met liefdevolle ouers en dis dikwels hoe hierdie mense ook te werk gaan is hulle as ek nou dink aan die dokumentêr School Ties wat ek ook gekyk het al die ouers sê ons het hierdie persoon vertrou. Hoe het hy dit reg gekry dat jou ouers ook nie onraad vermoed het nie? Weet jy, ek is so bly jy vra hierdie vraag. En dis 'n lang pad wat ek met my ouers ook gestap het om waar hulle baie kwaliek, hulle self baie kwaliek geneem het. En hierdie is vir my so 'n belangrike boodskap vir ouers om te verstaan. Hierdie mense kies nie net die kind nie. Die ouers word net soveel gebroem en ek sê dit is my so belangrik dat ouers dit verstaan. Kry vir my met hoendervleis. Dis nie 'n isolasie gewees in my geval van my en dan geen kontak met my ouers nie. Hierdie is 'n persoon wat ten minste 1 of 2 keer 'n week in ons huis ingekom het om te kom terugvoering gee oor weet hoe dit met my vordering gaan. Die eerste keer, weer die eerste klomp kere, of die eerste 2 jaar basies, het my ouers was die hele tyd by ons gewees. Weet so my ma het my stelle toe gevat, kompetisies sou hulle altyd by gewees het. En so hierdie persoon het totaal 'n vriendskap met hulle ontwikkel. Hy het hulle oorgenooi vir braais. So en die totale gemaklikheid met hulle, net soos wat hy my gebroem het, hy ook 'n totale gemaklikheid by hulle geskep. Yes, wat ek dink dit vir ouers, dis so sleg. Ek dink baie keer mense vra my baie wat sou ek wou gehad het met my ouers anders doen in daai situasie. En my hart breek eintlik vir ouers wat in daai situasie is, want soos teen die tyd wat
jy agterkom iets regtig is fout. Is jou kind en jouself verskriklik diep ingegrawe en soos ek nou met my ouers daaroor kan praat, het my ma vir my gesê daar was 'n bietjie van 'n onrustigheid met tye. Maar dan sit dieselfde persoon wat vanaand in jou huis instap en my kom aflaai en weet ja, vriende is met hulle. So sê dit enige twyfel wat hulle ooit gehad het en vir 'n oomblik daai sesde sintuig van, "Sjoe, maar dalk is hy 'n bietjie te gemaklik met my." Het hulle onmiddellik vir mekaar al gesê, "Nee man, ons is simpel, dis hy. Dit ons ken hom." Mm. Ehm en dit is interessant, daar's 'n fantastiese ek kan ongelukkig die naam van die dame onthou nie. Sy het 'n fantastiese onderhoud gedoen waar sy haar stiefpa wat haar gegroom en verkragt het, later 'n onderhoud mee gehad het en so dis op YouTube beskikbaar. Sê ek jammer kan ek nie onthou haar naam nie. En die man het nogal goed toe hy begin praat oor hoe die proses gewerk het, het hy gesê, "Toe ek jou gekies het as my slagoffer, het ek actually eers gekyk na jou ouers en gesien dis mense wat lank werk, wat nie noodwendig die hele tyd by die huis is nie. En gesê, "Okay, maar hier's a way en hier's 'n vulnerability en hier's 'n stokperdjie, hier's iets waaraan die kind goed is." Ehm, ja. Ek dink mense moet ook praat oor daai want baie ouers dink jy weet iemand wat 'n kind kan skade doen soos ons nou weer gesê dis vinnig en uiteraard die kind wil dit nie hê nie, hulle sit hulle te, hulle sal hulle ouer vertel, maar die hele punt van hierdie tipe van predator is dat hulle jou so lank gereed maak, weer eens daai grooming dat 'n meisie van 14 en 15 wat nie emosioneel volwasse genoeg is nie, dan glo maar jy is in 'n verhouding met hierdie man en jy is so ingetrek in die web dat jy so bang is natuurlik seker dat om hom te leer te stel en so en dat mens dan in 'n seksuele verhouding ingaan waarvoor jy nie gereed is nie, maar wat jy nou eintlik ook in 'n situasie is waar jy nie kan uitkom nie, korrek? Dat dit is ook jy weet daai volwassene wat dit doen sal vir die kind sê ja, maar jy het ingestem tot al hierdie dinge, maar dit eintlik ook 'n omgewing geskep vir 'n kind dat hulle ook nie kan weier nie of nie die emosionele kapasiteit het om te weet hoe om nee te sit of hulle tee te sit nie. So dit is ook nou jy weet daai volgende stap. Nou is jy basies in 'n verhouding en ek sit dit in aanhalingstekens want dit is uiteraard nie 'n verhouding nie, dis 'n misdaad. Maar hoe gebeur dit dan dat jy's nou eintlik in 'n wat hy sal bestempel as iets wat consensual is om uit daai web uit te kom? Wanneer het jy besef regtig waar wat aangaan en probeer om daar uit te kom onder die? Dit is dan nou ja, ek wil graag 'n bietjie meer agtergrond gee en ek gaan dalk 'n bietjie eksplisiet raak, so ek wil graag iemand wat luister waarsku om te sê dit kan dalk nogal redelik direk raak. So ek het gesê dit het baie stadig begin. 2 jaar gewees voor hy enigstens die eerste keer aan my geraak het en die eerste raak was byvoorbeeld hy sal my help om die perd op te saal en dan sal hy per ongeluk sy hand oor my bors beweeg. En aanvanklik sou ek natuurlik en ek onthou dit actually ek het 'n bietjie teruggetrek en hy was so ek is so jammer. Weet, so dit hy was altyd ongelooflik respekvol en dis iets belangrik vir ek dink ouers om te besef. Hierdie predators is briljant om nie iets te doen wat die kind nie geniet nie of nie wil hê nie, want dan gaan die is dalk risiko dat die kind gaan praat. So op geen stadium tot wat ek nou sal vertel, maar het ek ooit bedreig deur hom gevoel nie. Alles was on my terms. Dit was stadig, dit was op my terms en hy het dikwels my gesê, hy kan nie wag dat ek 16 jaar oud raak sodat dit actually 'n verhouding kan wees waaroor ons kan oop wees nie. So ek was 100% onder die indruk geweest die oomblik as ek 16 is, gaan hy sy vrou los en hierdie gaan 'n openlike verhouding wees. En obviously nou as 'n 43-jarige vrou, nou kyk ek terug en ek sê, "Ag, weet hoe kon ek hierdie geglo?" Jy is regtig so weerloos op daai ouderdom. Jy weet hierdie is nie reg nie. Jy weet dis nie normaal nie. Maar hy pretend nie dis normaal nie. Soos ek sê, ek het gesê van die serie en hy het op 'n stadium van 'n Don Williams song gegee van You My Best Friend. Dit so en hy het gesê die wêreld gaan nie verstaan nie, want ons is uniek. So dis nie eers dat hy het probeer normaliseer om te sê ja, man weet ons kan oop hieroor wees. Hy sê ons is uniek, ons is anders, jy's deel van hierdie ongelooflike spesiale verhouding. Ehm waar iemand jou regtig op die hande dra en so ek sê niks doen wat jy nie geniet nie. Dit is hulle is masters om te lees waarmee 'n kind okay is en so vroeër gesê natuurlik, want dis waar hulle veiligheid lê. Die kind gaan nie praat want die kind is nie ongemaklik nie. En daarvoor speel hulle die long game. So
In my geval, hy het my die eerste keer gesoen toe ek net na 13 geraak het. Van eerste soen af na 'n volle seksuele interaksie was weer eens ek was 16 gewees die eerste keer waar penetrasie was. Um so hy het baie seker gemaak en soos ek sê baie vir my gesê op 16 gaan is dit hierdie amazing celebration. Dan is jy dis dan wettig, ons kan uit die kas uitklim, as so te sê. So dit was regtig dit het hierdie ding geraak waarna ek ook regtig uitgesien het. Ek sê wow, 16, hierdie gaan amazing wees. In ons geval dit het toe nou gebeur toe ek 16 is en daarna 'n paar keer wat ek baie vinnig agtergekom het is hoe anders hy my begin behandel het. So hoe sensitief hy teenoor my needs was tot op daai stadium en seker gemaak het om nie vinnig te beweeg nie en die hele tyd in te check as ek gemaklik met alles wat gebeur. Ehm die oomblik na die eerste keer seks gehad het, wel verkrachting, ek wil dit nie seks noem nie want dit was nie dit nie. Het hy minder attentive to my needs geraak, minder komplimente gegee, meer demanding geraak as ek gesê het, maar ek wil nie eintlik vandag nie, het hy regtig ongeskik geraak. En ek onthou baie goed dit was gewoonlik voor ons sy bakkie gewees en ek onthou baie goed actually in Augustus in my 16 jaar, ek het daar Junie 16 geraak en in Augustus die eendag het ek terwyl hy besig was met my het ek die snaaksste gevoel net gevoel of ek uit my lyf uitklim en net geweet ek wil nie hierdie doen nie. En ek het regtig gedink hy gaan okay wees daarmee. So ek het terloops ek het die hele tyd vir hom oom gesê deur al hierdie interaksie. Ehm dit wat ek het baie keer daarna vir myself gevra maar het hy geweet hy doen iets verkeerd. Maar een van die goed die feit dat ek die hele tyd vir hom oom gesê het sê vir my hy moes geweet het. En ek het baie goed toe ek onthou het ek het vir hom gesê maar oom ek is nie gemaklik. Ek meen ek kan ons 'n break vat van die seksuele. En hy het 100% teen my gedraai. Ek het tot daai stadium is ek het 'n provinsiaal perd gery op een van sy perde. Hy het onmiddellik vir my gesê hy gaan die perd wegvat. Gesê hoe ondankbaar ek is. Hy het gesê hy gaan vir almal in die uiterrit gemeenskap vertel. Hy gaan vir my ouers gaan sê hoe ondankbaar ek is. Dit het hierdie totale dreigement toegeraak en 'n totale verwerping, totaal en al. Ek onthou het ek baie keer daarna op my geskree as ek nee gesê het. So dit gaan van hierdie liefdevolle, unbelievable vriend, my beste vriend, tot iemand wat totaal en al teen my gedraai het om net te begin nee sê. En dit op sigself het soveel verwarring veroorsaak. En ek dink ook baie van die skade vorentoe, met daai totale verwerping wat daar gebeur. Sjoe. Dit is so hartverskeurende om daarna te luister want mens weet soos jy sê, jy dink nou terug aan toe jy 15 was en die goed wat jy geglo het, maar dis hoekom die wet daar is omdat 15-jariges nie kan redeneer en dink soos volwassenes nie, juis om 'n mens te beskerm. Maar Annemarie, ek wil vir jou ook dankie sê dat jy so, jy weet dat mens daaroor kan praat, dat jy oop en direk daaroor praat want soveel episodes ook op die podcast om vir ons kinders te leer, moet jy goed reguit kan bespreek dat ons kinders die vrymoedigheid hê om met ons te kan kom praat. En as mens nou dink waar jy was op 16 en hierdie man wat dit aan jou gedoen het en waar jy nou daaroor kan praat, hoe die genesingsproses vir jou begin. Waar het jy begin praat daaroor? Het jy hom ooit gekonfronteer? Hoe het jy gesond geword? Dink jy het gesond? Sjoe, dis 'n groot vraag. Weet jy, ekskuus, jy het my vroeër gevra hoe ek uit dit uitgekom het. Ek dink nie ek het 'n regte antwoord nie. So toe hy regtig begin aggressief teenoor my raak en amper 'n bietjie fisies ook aggressief. Hy het nie aan my geslaan nie, maar hy het ongeduldig begin raak. So ek sou byvoorbeeld besig wees om perd af te saam, dan sou hy my fisies uit die pad uitstamp en sê jy vat te lank of so regtig iemand baie mislik geraak het. En dit het aangehou tot ek die laaste kompetisie gery het en my provinsiaal klaar gemaak het en toe het ek toe my ma was die dag toevallig by stal en sy het gehoor skree hy op my. En dankie tog. So sy het toe na hom toe gaan sê maar hierdie my kind waarmee jy so praat. En hulle het my soort van half toe uit die situasie uitgehaal. Ek het nooit weer aan hom kompeteer en ook gery nie. Ek het heeltemal opgehou. So dis ook uit dit ontsnap het. Weet jy die effek aan ek is so baie lank niemand stel nie. Ek het op 21 het ek was op daai stadium op Potchefstroom Universiteit gewees. En
baie met depressie gesukkel. Ek het nie 'n naam gehad vir wat dit was nie. Ek het net geweet ek raak baie gou anxious, en ek voel af as 'n lack of better words. Sê daai tyd het ek nie regtig weet wat aangegaan het nie. Ek het wel geweet ek kan nie ek iets is gelink aan dit wat hy gedoen het. Dit het ek geweet. So baie as ek daaroor dink, was dit onmiddellik die trauma wat opgekom het, maar ek het nie verstaan dit was iets verkeerd nie. Tot op daai stadium, tot op 21. As jy my vra het ek oor myself gedink, het ek 100% aan myself gedink. 'n Slet, 'n hoer, ehm 'n jong meisie wat 'n verhouding met 'n getroude man gehad. Hy het baie na die tyd vir my gesê, hy sou nooit in so iets betrokke geraak het nie. Ek het hom verlei. Ehm En dit was die label wat ek op myself gesit het, as 'n slegte meisie wat veronderstel was om in die kerk groot te geraak het en goed en ek hierdie arme getroude man was 'n slagoffer van my en dis hoe ek myself gesien het. So ek het op 21 het ek 'n oordosis pille gedrink en my polse gesny. Die genade daar rondom is ongelooflik. My kamermaat sou weg gewees het vir die naweek en haar lifte het deur die mat geval, sy het vroeër teruggekom, so sy het my gekry. Ek het die ek het dag of wat later in die hospitaal wakker geraak en ek onthou my pa het langs my bed gestaan. En ek onthou die aanvanklike bietjie verwarring toe hy langs my bed staan van, "Sjoe, maar ek kan nie dood wees as hy is nie." En toe die absolute woede van, "Maar hoekom het hierdie nie gewerk nie?" Want ek wou regtig nie meer lewe nie. En so ek sê op daai stadium was die label oor myself vir my eintlik baie groter want ek het nie besef hy het skade gedoen nie. Dit was net die label van hoe ek myself gesien het. En toe is ek opgeneem in 'n kliniek en die sielkundige daar die eerste keer vir my van grooming vertel. So ek het toe vir hom gesê ek het uit my uitgevra oor my agtergrond en ek het gesê ek het 'n verhouding met 'n getroude man gehad op 'n baie jong ouderdom. En toe het hierdie sielkundige vir my gesê, "Oké, maar weet jy van grooming?" En obviously uit iemand wat self perd ry, het grooming vir my baie sin gemaak. Ek het baie jong perde ook geleer, so ek verstaan presies hoe 'n jong perd hoe jy die eerste keer weet net tot 'n meter of 2 van die perd afkom. Volgende week gee jy 3 tree nader. So grooming is eintlik 'n baie goeie beskrywing hiervan. Eerste keer raak jy baie liggies tot jy later in die perd regtig kan vat. Tot jy eventually perd kan ry sonder dat hy of sy reageer, bokspring of so. So dit was die eerste keer wat 'n sielkundige toe vir my gesê het, maar verstaan jy, hierdie was nie 'n verhouding gewees nie. En grooming vir my verduidelik dit. Ek het dit gehoor, maar ek het dit nie geglo nie. Is onmoontlik. Hierdie persoon is lief vir my gewees. Dit is hy het my op die hande gedra, soos ek gesê het, tot na ons seksueel verkeer het. Ja, se verkeerde woorde maar voor. En toe nog steeds op daai stadium nog steeds nie my ouers vertel nie. Ek het my ma, ek dink ek was omtrent 25 toe ek my ma die eerste keer vertel het. En dit wys vir jou hoe diep was die manipulasie en die breinspoel daar rondom. So ek het 'n baie baie goeie verhouding met my ouers, veral ek en my ma is ongelooflik na mekaar. Die skaam was so diep gewees oor die slet wat ek is, dat ek wou nie my ma moet so oor my dink nie, dis hoekom ek haar nooit wou vertel nie. Of my pa nie. En ek onthou ongelooflik skaam was ek gewees toe ek vir my ma gesê het, maar ek het iets om vir jou te sê. Ek en oom Henry en dis nie sy regte naam nie. Ek en oom Henry het seks gehad. En ek onthou my ma se absolute skok en sy het gesê, My kind, jy kon nie seks gehad het nie, jy was te jonk geweest." En toe sê ek soos, "Nee ma, obviously ons het." En sy sê, "Ek bedoel nie fisies nie, jy kon nie hierdie besluit geneem het nie." En dit soos uit my net onmiddellik geglo en toe die journey begin van, "Sjoe, okay, dalk was die sielkundige reg, dalk is my ma reg, dalk was hierdie nie 'n besluit nie." Om tot op 'n punt te kom waar ek nou 100% jou in die oë kan kyk en sê, ek weet dit was nie 'n keuse wat ek gemaak het nie. Dis nou dalk maar 3 jaar oud. Dit het jare en jare se terapie en ja, tot 'n paar jaar terug, ek is al jare in terapie, maar die grootste deel van die laaste 10 jaar journey seker met my sielkundige, was om op 'n plek te kom om regtig te glo, regtig dat hierdie was nie 'n keuse wat ek kon gemaak het nie. En om dit regtig te integreer en dit regtig te glo en die prentjie oor myself in my kop te verander. Ehm, ja. Het jy hom ooit gekonfronteer?
So 3 jaar terug, het ek uiteindelik gevoel ek is gereed om hom te konfronteer. En ek het toe eers hom 'n brief geskryf. Ekskuus, ek het ook gesagt so 5 jaar terug. Ja, is 5 jaar terug. Ek het hom 'n brief geskryf waarin ek baie van Bob Hewitt se saak aangehaal het en goed wat sy slagoffers gesê het. Ek sê dit, maar dis presies die storie. As jy tennis vervang met perdry, dan is hierdie my storie. En ehm net van my impak gesê daar, weet wat dit op my lewe gehad het. En sy reaksie terug, so ek het 'n brief geskryf, maar ek het oor WhatsApp vir hom gestuur. En sy reaksie op die WhatsApp was: "Sterkte om hierdie vir enigiemand te vertel, niemand gaan jou glo nie." En ek meen dis nou soveel jaar en ek dit was ongelooflik seer om ek dink eers in my kop, selfs na al die jare het ek nog steeds gesê, dalk het hy regtig iets vir my gevoel. Dalk was hierdie 'n urge gewees waaroor hy nie beheer gehad het nie. Dit's ongelooflik hoe ek vir soveel jare nog steeds verskonings eintlik vir hom gesoek het in my kop. En daai boodskap was 'n ongelooflike skok, want daar was nie eers 'n ontkenning om te sê, nee, weet jammer ek het jou seer gemaak, dit was nooit die bedoeling of joh, ek was regtig lief vir jou of whatever belaglik nie. Dis en niemand gaan jou glo nie, so dit was 'n bevestiging van jy het actually regtig net niks vir my beteken nie. Ehm dit was nogal 'n klomp nuwe trauma en toe is hy's 3 jaar gelede oorlede. Ek was op daai stadium as ek gereed gewees om 'n hofsaak te begin. Ondersteuning van my familie, my man is amazing. Ek was gereed. Ek het begin om met 'n prokureur te soek om te help hiermee en ja, en toe sien ek die koerantberig wat laat hy oorlede is. En Daniella, dit was 'n ongelooflike trauma dit in sigself. Of ek regtig ooit seker die guts sou hê, ek dink ek dink ek was reg vir die fight. Maar om regtig deur die hofproses te gaan, is 'n sekere vraag as ek begin het of ek sou volhou daarmee. Ek wil graag glo ek sou. Maar om te weet skielik is daai keuse 100% weg. Dit is nogal 'n groot blou gewees. Ja. En dis toe ook wat ek besluit het, okay wel as ek hom nie meer kan fight nie, dan moet ek hieroor praat. Dan moet ek keer laat mense soos hy nie sulke goed kan doen nie. En hier die afgelope tyd, daar's wonderlike ek moet sê die bewusmaking oor grooming en dit was nie daar nie. Ek is so dankbaar vir die bewusmaking skooltyd soos jy genoem het en die werk wat Robin Foster doen, die joernalis met wie ek gesels het. Ek is so dankbaar vir die oplewing en die bewusmaking oor. Eerste keer wat ek my storie vertel het was op 'n village groep op Facebook gewees. Ek het dit anoniem gedoen. Dis die eerste keer wat ek soort van dit vir mense wat nie dit baie naby my eie sirkel is nie vertel het en ek was oortuig geweest die terugvoer gaan dit wees wat ek altyd geglo het. So die terugvoer gaan wees, jy was geslet, hoe kon jy? En Hmm. ek was blown away met die terugvoer op daai forum van mense se absolute simpatie en daar was oor 1000 comments, kry jy onder views, daar was oor 1000 comments van mense wat net absoluut weet gesê het hoe hartseer hierdie is, hoeveel simpatie hulle het, mense wat gesê het met hulle ook gebeur. Ehm en en dit het vir my ja, ek kan nie genoeg dankie sê vir mense wat uitgereik het met daai ondersteunings. Op daai stadium was dit anoniem, maar al die comments. En dit was vir my na al die jare was ek nog steeds eintlik verbaas om te sien maar hier staan niemand oordeel my nie. En toe het ek besluit okay, maar dan kan ek actually maybe I can do this under my own name sodat daar is my belangrik dat daar gesig is. Ek dink ons lees baie van hierdie goed wat gebeur, maar daar's baie min gesig. En ek het soveel respek vir al die manne wat gepraat het op skooltuis. Wow, dit is en hulle het net 'n enorme voorbeeld gestel. Ja. Ja, want dit is natuurlik soos ons praat dikwels oor vroue en hierdie tipiese ouer man, jonger vrou, maar ek dink in skooltyd het mense gesien hoeveel keer is jong seuns ook die slagoffers en dikwels met gesprekke op die podcast waaroor dit ook al gaan is daar iemand wat luister wat dalk nog nie gepraat het nie of vir wie jou storie dalk net iets gaan losmaak of die dapperheid gee om te praat. Maar soos jy sê, dis 'n daunting ding om nou die Engels te gebruik om te doen want mens is bang ook vir oordeel en dalk sien mense ook en ek is so bly jy het ondersteuning gekry maar af en toe Anne-Marie sien 'n mens tog kommentaar. Ek dink nou jy's in die Bob Hewitt slagoffers en dan is daar iemand op Facebook en dit was daai frase wat mense hier en daar sien. Is mense wat sê
Ja, maar hoekom praat jy nou eers daaroor? Dis jare Mhm. later, hoekom dit nou eers oopkrap of ou wonde of wat ook al. So dalk net en dis duidelik iemand wat nie ooit in so 'n situasie was of dit verstaan nie, maar ek dink tog storie dit ook vertel hoe 'n mens oor jare eers met hierdie goed verwerk. Maar vir iemand wat dalk bang is en wat met iets in hulle loop en bang is iemand sê vir hulle maar hoekom nou eers na al die jare daaroor praat? Hoekom sal jy aanmoedig om tog te deel daarmee en uit te praat en die seer of die trauma van so 'n mishandeling of 'n pedofiel wat jou geteken het te hanteer? Mhm. Weet jy, ongelukkig is daar jy's reg, daar is mense wat nog baie oningelig oor is. Iemand baie naby aan my ek het onlangs op visie met Jeffrey Epstein wat nou baie groot in die media op die oomblik is en ek het onlangs 'n boek gelees wat Virginia Jeffrey ja, gepubliseer het oor haar storie met hom en daar's 'n foto van haar op 'n baie jong ouderdom saam met prins Andrew en iemand baie naby aan my het gesê, "Sjoe, maar sy het daarmee aandag geniet." En so 'n aanmerking maak so seer, veral omdat iemand naby aan my was wat hierdie journey saam met my loop en ek kon eintlik nie glo dat iemand so 'n aanmerking nog sou maak nie. En die vandag weet ek dis totale onkunde. Dis iemand wat net glad nie die journey verstaan nie. Dat nie erkenning gee vir hoe vulnerable 'n kind op daai stadium is nie. So as jy vir my vra hoekom moet 'n mens daaroor praat? Ek dink vir elke persoon wat openlik hieroor gepraat het, elke keer dat ek 'n storie gelees het wat iemand daaroor praat, het dit 'n bietjie doubt in my oopgemaak van is ek hierdie slet of is ek 'n slagoffer? Ehm so daai mense het regtig baanbrekerswerk gedoen om my opinie oor myself te verander en daaroor wil ek vir elke persoon wat nog gepraat het net soveel dankie sê. Dit is slagoffers wat gepraat het, gave me a little bit of my life back with each voice. Ehm so so ek dink al doen jy dit vir iemand anders, is dit groot en dan natuurlik en dit sal altyd die grootste rede vir my wees is as ons nie praat nie van ander ouers nie weet nie. Hulle gaan nie die tekens raak sien nie. 'n baie goeie vriendin van my, seentjie op 11 het hy game soos wat ons almal se kinders game en hy begin game met iemand wat en hierdie is mense wat my vriendin hulle wat ongelooflik streng is oor cyber security. Hulle maak seker om weet met wie hulle seun bevriend online en hulle is regtig baie verantwoordelik hier rondom. En hy het vriende geraak met 'n ander jong seun en ehm hulle het baie vinnig begin vermoed maar gesê maar hulle seun praat te veel oor hierdie persoon. Die persoon komplimenteer hulle seun baie wat 'n bietjie vreemd is vir een jong seun om 'n ander seun so te komplimenteer. En hulle het in hierdie persoon se profiel ingegaan en die bottom line is dit was 'n stokou man wat besig was om hulle seun te groom en te vra vir foto's van hom. En my vriendin het vir my gesê, "Weet jy vreeslik dankie want as jy nie 'n saadjie geplant het nie, is ek nie seker ons sou alert gewees het nie." En en dit beteken die wêreld. Om te weet net miskien is daar iemand anders wat nie hierdeur gaan nie omdat hulle bewusmaking is. Hm. Ja, ek wil so amper aan die einde van ons gesprek ook bietjie praat oor ouerskap want soos jy sê, dit was 'n jarelange proses vir jou. Jou kinders is nou al bietjie ouer, is nie meer kleinkinders nie. So baie van jou genesing het gebeur in die tydperk terwyl hulle groot geword het. Hoe het Hmm. jy met hulle gekommunikeer oor hierdie en ook 'n verhouding geskep waar jou kinders met jou sal kan praat en tekens weet as so iets met hulle sou gebeur? Was dit ook vir jou moeilik om amper nie paranoïes te wees nie en hoe dit jou verhouding en hoe jy met jou kinders en jou man kommunikeer beïnvloed? Dis weet jy 'n fantastiese vraag en veral rondom die paranoia. Ek dink een van die goed wat 'n baie lasting effek het en dalk tot vandag toe nog in 'n mate is ek doubt my eie oordeel in mense omdat ek hom so totaal mal vertrou het. So ek is nog altyd so is dit 'n paranoia is dit regtig 'n so dit was en is 'n groot challenge steeds vir my om nie paranoïes te wees nie. Dit is moeilik om hier te sit en te sê jy kom ek gee ouerskap raad want ek dink ons almal kan net op die ou end hoop ons doen iets reg. Dit kom nie met 'n handboek nie. Ek probeer van 'n jong ouderdom af verskriklik aan my kinders wees en nie oordeel as hulle iets vir my vertel wat nogal seker 'n bietjie skokkend is nie, weet om baie rustig daaroor te bly en altyd eers te gaan met die baie dankie dat jy vir my sê.
okay, nou kom ons praat hier oor hoe voel ek hieroor en ek is dalk nie gemaklik nie, maar dankie dat jy vir my sê. Dankie dat jy met my eerlik is. Ek het van kleins af nog altyd probeer om vir die boodskap te gee om te sê, as jy in die moeilikheid is, ergens in jou lewe gaan jy dalk drink of iets. Ek beloof ek gaan nie reageer. Ek gaan jou nie uitskel as jy my bel nie. Asseblief bel my net. Dit is so ek probeer baie hard om by hulle seker te maak hulle verstaan ek is 'n veilige plek. Dit beteken nie ek preek nie. Dit beteken nie ek skel nie. Ek doen dit Mm. definitief ook, maar laat hulle aanvanklik gaan veilig voel. Iets wat ek dink nogal belangrik is, vra die moeilike vrae. Ek dink as ouers is ons nie altyd noodwendig lus vir konflik nie en ons probeer by alle wees met ons kinders en verseker jy wil 'n vriendskap hê. Ultimately is jy nog steeds 'n verantwoordelike party. En so vra die moeilike vrae en ek sal as my dogter 'n naam noem wat ek nie ken nie, of iemand wat nog nie in ons huis was nie, vra ek vir haar. Kom sê vir my wie is hierdie persoon? Stel my voor, kan ek jou môre gaan aflaai? Ek net gou instap ook. So wees very alert. Ek wil graag net weet ons aan die einde wil graag een baie goeie voorbeeld noem. Ehm op Instagram het hulle die ander dag 'n partytjie geadverteer wat oop is vir die publiek. Ehm en soveel jong meisies, seuns ook, het gesê I'm interested in going. En hier is op Instagram en dit was ongelooflik. So hier was hierdie 400 kinders, tieners wat sê I'm interested in going. En ek het gaan klik op van hierdie mense se van hierdie kinders se profiles. En hulle profiles is nie gelok nie. So jy kan sien, hier staan hierdie beautiful meisie met haar bikini op die strand. Sy's 15. Ek kan sien in wat skool sy is. Ek kan sien waar sy woon. Dalk nie die adres nie, maar ek kan die area sien. Ek kan sien wie van haar ander vriende is. Ek kan sien sy ry perd of sy speel tennis of whatever dit is. En die omgewing wat dit vir 'n predator skep. Dit Ja. dis eintlik skrikwekkend want jy weet hoe lyk haar kind, jy gaan na 'n partytjie toe kan gaan en jy kan onmiddellik 'n aanknopingspunt oor die skool of die sport of whatever. So be so aware. So ek weer eens sê ek wil nie jy praat van 'n plek of om te sê ek dink enigstens ek doen alles reg nie. Ek weet nie. Ehm maar wees kwaai rondom waar dit is wat jou kinders is en by wie hulle is en ek is byvoorbeeld my kinders weet dat jy is nie vriende op sosiale media met iemand wat jy nie ken nie. Jy moet fisies die persoon ontmoet het. En ag dalk net 'n laaste staaltjie hoor dit my nogal erg was op my dogter se 16de verjaarsdag. Sy het baie vriende oorgenooi. Weet jy dan die uit 30 mense wat sy genooi het, was daar 20 kinders seker wat ek nog nooit die ouers van ontmoet het, nê. En my ouers het hulle kinders afgelaai voor ons huis en nie ingestap of kontak gemaak per WhatsApp of weet ek sê nie jy moet noodwendig ingestap het nie. Daai ouers het met volle vertroue hulle kind afgelaai by ons huis. Nie geweet is hier supervision nie, is ek en my man nie. Jy ken nie my en my man nie. Jy weet nie my seun en of hy vriende het of so ek dink ons is ongelukkig nog 'n bietjie naïef en ons vertrou 'n bietjie maklik. En hierdie mense, hierdie predators is meesters. Hulle is meesters. Hmm. Dis ook so goue draad wat deur die gesprekke wat ek hier voer met soveel mense is kommunikasie met jou kind en dat jou kind met jou moet kan praat en dat jy moet weet wat gaan aan in hulle lewe en as daar iets fout Ja. loop dat hulle bereid is om met jou te kan praat. En te midde van die moeilike storie wat jy vertel en jy weet wat jy deur is, dink ek was een ligpunt vir my toe jy sê jy na jou ouers toe gegaan het en jy vir jou ma gesê het en sy jou dadelik geglo het en sy jou Mm, nie blameer het nie. Want mm, soveel keer hoor mense ook die teendeel ongelukkig, nê, dat ja. 'n kind nie geglo word nie. So dit was vir my een positiewe deel van 'n baie moeilike storie. So, Annabie, wat het jy by jou ma geleer? So ek het 'n amazing ma. Ek is baie erg oor my ma. Sy's 'n fenominale vrou. So daar's eintlik baie lesse. Ek dink dis iets wat moet uitstaan. My ma is die dapperste mens wat ek ken. En dit is sy is absoluut vreesloos en in soveel vreesloos in wat sy doen, en goed wat sy aanvat, maar ook absoluut vreesloos in haar lojaliteit teenoor my en my broer. Weet sy sal ons defend soos 'n wyfie leeu. Dit is ja, en dit sal altyd vir my uitstaan as haar totale dapperheid. Hm.
Man baie dankie. Dankie dat jy bereid was om hieroor te praat en soos ek sê, jy het ook reguit gepraat, partykeer goed wat moeilik is om aan te hoor, maar wat ek dink is belangrik om te sê. So vir dit en ek dink dalk vir enige iemand wat 'n soortgelyke pad geloop het of hulle nou al dit hanteer het of nie. So ek gaan so net ten slotte vra Anne-Marie, as jy dalk iemand is wat luister en hulle sit met iets in hulle hart, hulle is deur iets soortgelyk as jy, dat jy vir hulle kyk en net 'n slotboodskap gee vir iemand oor wat dalk nog bang is om die storie oor te praat, om te sê dit het met hulle gebeur, om iemand te gaan sien, om basies dit te hanteer. Vir iemand wat nie luister en dis soortgelyke situasie as jy het, kan jy net so iets aan die einde van ons gesprek sê? As daar iemand in 'n magsposisie is wat 'n hold oor jou gehad het, het sy dit weens ouderdom is, weens 'n sosiale status, jy's onskuldig. Dit is daai persoon se job en se tegniek was om jou te laat twyfel in jou eie waarheid. Moenie vir hulle daai mag gee nie. Fight terug. Maar eintlik sê soos 'n leeuwyfie soos ek oor my ma gepraat het. Dis nie jou skuld nie. Dit wat gebeur het met jou is iemand wat 'n predator is, iemand wat 'n weerloosheid gesien het en ingezoom het op jou en, jy kan jou krag terugkry. Daar is so baie met wie dit gebeur het en ons as 'n community sal jou ondersteun van alle kante af. Praat net, daar's mense vir jou. Daar is soveel ondersteuning. Ons kan jou net ondersteun as ons van jou weet.